Goed, goeiemôre broers en susters. Baie welkom ook vanoggend by die erediens. Ons sê sommer net van die vooraf ook net dankie vir Sjoerd en Michael vir die vooraf spel. Dis wonderlik geweest om te mag hoor. Ons verwelkom graag vanoggend vir Jana. Jana Venter is ek het nou van vooraf probeer loer, maar ek het nie gesien nie. Jana, kan jy gou net opstaan asseblief net 'n oomblik dat ons jou kan sien? Jana, 4 jaar mediese student en sy kom van Centurion en ook Stellenbosch, maar baie welkom ook hier in ons midde en mag dit vir jou tot opbouing wees van jou geloof ook hier. En ek wonder daar's ook gevra op die GF groepie. Julle sien hoe sy lyk ook. Jenny het vroeër gevra of sy iewers sal inskakel. Maar as hy nog nie doen nie, kan die ander jong mense wat daar nou gesien het asseblief net na die tyd met haar gesels en daar net intrek met daar. Dit sal baie goed wees. Jana, baie welkom. Dan as u nie is hier vanoggend of u is 'n besoeker en u wil meer van die gemeente uitvind, ons het 'n boom in die buitekant, die welkomboom. Een van die kerkraadslede of van die lidmate is daar om jou 'n bietjie te vertel van die gemeente as jy meer wil weet, of wil lidmaat word of met attestaat oorkom. Gaan asseblief daar in die welkomboom, as jy by die agterdeur uitgaan aan jou linkerkant. Jy sal die boom daar kry en iemand sal jou daar ook ontvang. In ons meelewing en in ons gebede dink ons nog steeds aan Mariet en ook aan Andries. Hier die berigte gesien in die boodskapper. En ook aan Lana wat die operasie, die kaakoperasie ondergaan het. En ons wil graag hierdie week ook die blomme vir haar gee. Ook die wete dat ons aan haar dink, ook nog steeds vir haar bid en mag die Here ook vir haar volkomme genesing daar gee. Maar met groot blydskap en dankbaarheid, die verloving van Corneille Senekal en Jaco Botha. Ons is baie dankbaar en bly saam met hulle. En dan ook gelukwensing aan Zia Visualai en Jacques Duffy, wat eergister in die huwelik verbind is. Baie seën ook vir hulle op hulle lewenspad vorentoe. Ons het enkele paar afkondigings. Ons wil graag die aandag vestig op die versoek van Caritas in die boodskapper. Ook die matrieks word herinner om na die tyd hier by die klavier bymekaar te kom, vir 'n klein oorhandigingkie. Dan die Bolandkamp is einde van die jaar. Die advertensie is in die nuusbrief, so as jy hoërskoolkinders het, stuur hulle asseblief daar gevra, dit is baie mooi met bemarking doen, dit is 'n wonderlike kamp vir hulle geloofsgroei ook, so waar jy jou kind se geloof kan belê, as hulle die kant toe gaan, 'n mooi beskermde omgewing waar hulle kan vra en hulle self kan uitdruk, as gelowiges, medegelowiges bymekaar. Dan laaste afkondiging in die verband ook net oor die bazaar, wat die 1 November is. As jy nog nie iewers werk nie, as jy nog nie iewers jouself aangemeld het nie, Christine wil jy nie gevindig het opstaan. Christine help, is eintlik die hooforganiseerder van die bazaar, en as jy nog nie iewers jou hande aangewend het nie, of beplan om te werk nie, gaan vra asseblief vir Christine waar sy jou kan indeel. Daar word verskeie hulp benodig, verskeie plekke waar daar pannekoek gebak word, of koek of braai, of klere of iets, so daar is baie hulp nodig. So gaan vra asseblief haar, en of as jy iemand ken wat 'n saamroeper is vir 'n spesifieke groep, gaan praat met hulle en raak betrokke daar ook by die bazaar. Dan die Crossroad Prison Ministries het komende Saterdag weer 'n opleidingsgeleentheid. En daar's 'n hele paar mense in ons gemeente wat klaar mentors is. Kan julle dalk net julle hande vinnig opsteek as jy al klaar mentor is by Crossroads? Kyk gerus, hier's klomp mense om jou. As jy nie weet wat dit behels nie, of ek kan bedien nie, of ek kan iets beteken vir iemand in die tronk nie, steek gewoon net weer julle hande op asseblief. Gaan praat asseblief met iemand wat jy sien sy hande op is, en gaan hoor by hulle hoe jy kan betrokke raak en wat dit vir hulle self beteken en hoe hulle kan ook wat dit vir hulle beteken om betrokke te wees by die bediening. En dan kom jy volgende Saterdag ook om opgelei te word om deel te raak van hierdie bediening. Dan herinner ons ook graag van die beroeping wat volgende Sondag plaasvind tydens die oggenderediens of net na afloop van die oggenderediens. En indien jy nie volgende Sondag hier kan wees nie, herinner ons jy daaraan dat jy vir Jenny 'n e-pos moet stuur en vir 'n versoek moet terug dat sy vir jou 'n stembriefie aanstuur en jy kan die stembriefie invul en hom asseblief vir haar terugstuur Saterdag aand voor 8:00 sodat Sondag in berekening gebring kan word ook vir die beroeping. Ons begin nou hierdie erediens met die verklaring dat Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. U leer my om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand kom net wat mooi is. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader
en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons maak die Here se naam groot deur te staan en saam te sing Psalm 147. Ons gaan daarvan saam sing vers 1, vers 4 en vers 5. En hierdie mooi woorde, hoe goed en hoe lieflik is dit om God te prys. En daarna kan jy bly staan vir die belydenis van geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit in die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons verootmoedig onsself voor die Here en luister na die Here se wet, die diepe besef van ons eie sonde en ellende, ook die wonderlike besef van die verlossingswerk van ons Here Jesus Christus, wat hy vir ons gegee en waarmee hy ons bekleed met sy volle regverdigheid. So het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie.
Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot die 3de en die 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot in die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal die een in sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Want die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. En op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis aan ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U, Here, vir die groot genade wat U in ons lewe betoon. Dat dit U is wat ons as mens opsoek, dat dit U is wat ons herstel in ons verhouding met U, dat dit U is wat U goedheid tot in ewigheid oor ons uitstort. En ons dank U, Here, vir waar die genade op genade, dat ons hele lewe lang tot in ewigheid toe hierdie genade mag ontvang en beleef. En mag ons dit oordink in hoe ons lewe, dat ons lewe sal getuig van 'n dankbare lewe. 'n Lewe wat getuig van 'n verstaan van die ellende waarin ons was, 'n verstaan van wat dit gekos het dat U seun aan die kruis hang en God verlate word, sodat ons nooit meer deur God verlaat sal word nie. Mag ons oordink wat dit beteken dat U Gees vir ons gee om in ons te woon, om ons te beseël vir die dag van verlossing. Dat dit alles ons sal lei en beweeg om 'n dankbaarheidslewe te leef, gehoorsaam aan U. Dat ons woorde en dade, ons gedagtes, alles sal getuig dat ons die evangelie ken, dat ons U ken, met ons hele lewe U wil loof. Ons dank U ook vir die saamwees vanoggend, dat U ons bymekaar gebring het, dat ons ook hier U lof mag besing. Ons bid vir U kerk. Ons bid vir U kerk in die wêreld. Here, U het gesê ook, dit gaan nie maklik wees nie, die wêreld haat U. En daarom ook so U kerk. En tog beloof U ook om U kerk te bewaar en te beskerm teen die aanslae van die bose. En juis daarvoor wil ons bid. Die kerk reg oor die wêreld is elkeen in verskillende omstandighede. Party word fisies aangeval, gelowiges individueel wat vermoor word vanweë hulle geloof, kerke wat verdruk word omdat hulle bymekaar kom, idees wat die ware teologie wil verdruk, maar hier ook so gemaksig wat mense in verval. Ons bede is dat U kerk sal bewaar. Mag ons opnuut besef wat dit is om U waarlik te aanbid, U lief te hê met hart, siel, krag en verstand, met alles wat in ons is. Dat elke oomblik sal getuig daarvan dat ons U liefhet, omdat U ons eerste lief gehad het. Ons bid vir ons eie gemeente ook daardie bede, en besonder vir
Die ouderlinge wat u ook geroep het en aangestel het om wag te hou oor die kudde. Mag daar 'n ywer wees om voor te gaan en te wys hoe dit lyk om u te aanbid. Mag daar bemoediging wees waar dit nodig is. Mag daar vermaanings wees en mag die lidmate tog gehoor gee ook daarop. Ons bid ook vir ons diakonie, al die werk wat daar moet gebeur, dat ons as gemeente kan saam een wees en by mekaar kan kom en saam kan aanbid. Wil jy hulle ook seën met hulle werk waar hulle ons eie lidmate moet bedien, hulle wat deur beproevinge gaan. Dat deur hulle werk ook u liefde mag beleef. Mag u al die lof en al die eer en al die aanbidding daarvoor ontvang. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Terwyl ons net so bly sit, gaan ons saam sing, Psalm 119. Ons sing oor die woord van die Here, ons gaan saam sing verse 17 en vers 18, waar ons die woorde sing, my redding lê in u gebod, dit gee aan my 'n nuwe lewe. Ons sit net so, dan sing ons saam Psalm 119, vers 17 en vers 18. Ons luister saam na die woord van die Here uit Openbaring 3. Die boodskap aan die gemeente in Laodicea, Openbaring 3, vanaf vers 14 tot en met vers 22. Openbaring 3, vanaf vers 14. Skryf aan die leraar van die gemeente in Laodicea. So sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie. Hy, deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was, maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê, ons is ryk, skatryk en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle elendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop, wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word. En koop wit klere, sodat julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid nie gesien word nie. En koop oogsalf om in julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Ek bestraf
en tug elkeen wat ek liefhet, laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op die troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Tot sover. Geliefde broers en susters, het is eintlik baie interessant hoe sensitief 'n mens se tong is. Dink jouself in as jy kos eet en daar's ewe skielik 'n haar in die kos. Oor hoe vinnig kom jy agter waar die haar is en dat daar haar is en dat jy hom kan vinnig uithaal ook. Maar dieselfde met die temperatuur van iets. As jy jouself gereed gemaak het om 'n yskoue drankie te drink op 'n warm dag en die drankie self is lou, dan is dit nie lekker nie. As jy op 'n koue wintersaand jouself gereed gemaak het om 'n koppie warm koffie te drink en net as jy begin drink besef jy met die ketel het nooit gekook nie, dan kan mens dit nie drink nie. Dis nie smaaklik nie. Dit is eintlik 'n irritasie vir jou en jy gaan maak nuwe koffie, jy gaan maak dat dit warm is om dit te kan drink. En nou in hierdie briewe in die gemeentes sê die Here vir die gemeentes, maar hy is die hele tyd besig met hulle. En spesifiek aan die gemeente in Laodicea dat hy die hele tyd besig is met hulle en ook om hulle ywer vir die Here te meet. Hy beweeg tussen die gemeentes, dit is die hele boodskap van Openbaring daar kom tye van verdrukking, maar die Here is met julle, hy beweeg tussen hulle. En hy sê die Here vir hierdie gemeente, maar hulle is die heeltyd in sy mond. Dat soos jy iets in jou mond het, so is hulle in sy mond en die Here weet hoe hulle is, hy proe hulle, hy besef presies hoe warm of hoe koud hulle is. En hulle is veronderstel om vir die Here 'n warm smaak te gee of warm te wees vir hom, maar tog is dit nie die geval met daardie gemeente nie. Ons weet uit die geskiedenis uit ook dat Laodicea was 'n baie ryk stad gewees. Hulle was geleë op 'n kruising van 2 handelsroetes in Klein-Asië en dit het noodwendig gelei tot 'n baie goeie florerende handelsstad. En die mense was daar skatryk. In vandag se terme is hulle die biljoenêrs van die tyd het daar gebly. Eintlik die finansiële hoofsentrum van die landstreek. Van die 7 briewe in Openbaring was hulle die ryk gemeente gewees. Daar was ook 'n skaapbedryf, skaapboere. En die stad het baie bekend geword vir daai tekstielbedryf, hulle klere wat hulle gemaak het, die swart wol. Die mense was daar vir hulle bekend vir hulle deftige klere, vir hulle modes gewees. En verder was die stad ook bekend vir hulle wêreldberoemde mediese sentrum, mediese skool, wat veral as 'n ooghospitaal uitgeblink. Laodicea was dus 'n baie ryk handelsstad gewees. Soveel so dat in 62 na Christus was daar 'n aardbewing wat die stad vernietig het. En sonder enige ondersteuning van die staat, het die stad hulle self, die hele stad weer opgebou. Soveel so dat dit mooier gelyk het as voor die aardbewing. Dis nie vreemd om te hoor dat die Here vir hulle sê, maar ons sê, ons is ryk, ons is skatryk, ons het niks meer nodig nie. Want dit is eenvoudig hoe die stad hulle self gesien het en waar volgens die stad hulle self gemeet het. En dan kom die Here en hy sê in hulle brief, sê vir die engel van die kerk, die boodskapper, letterlik die engel van die kerk, met ander woorde, die een wat God se openbaring aan die gemeente moet bekend maak. Ander vertalings praat van die leraar, hy wat die predikant is wat vir die gemeente moet preek, wat hierdie boodskap wat hy ontvang vir die gemeente moet oordra. So in die eerste plek word daar vir die leraar self gepreek, die boodskapper moet hierdie boodskap eerstens hoor, voordat hy dit aan die gemeente oordra. Hy is die een wat eers die boodskap kry, en vir die gemeente moet presies gaan sê, wat sê die Here van hulle? Wat absoluut merkwaardig is in die Grieks, in die gebruik van die byvoeglike naamwoord in vers 15, as die Here sê, maar ek ken jou werke,
jy is nie koud of warm nie, is 'n verwysing in die manlike vorm, wat eintlik met die engel ooreenstem, met die boodskapper. En nie noodwendig die vroulike vorm wat by die gemeente sou pas nie. So die Here spreek die gemeente aan, dit is met die gemeente ook waar, maar in die eerste plek vir die leraar, vir die eerste plek hierdie engel wat die boodskap moet bring, die predikant van die gemeente, die voorganger van die gemeente wat die gemeente moet aanspreek. Dat hy dra die verantwoordelikheid om voor te gaan in die gemeente en die boodskap oor te dra, en hy dra die verantwoordelikheid ook om hulle getrou te waarsku, om hulle geestelik te versorg. En hy sy verantwoordelikheid om hierdie woorde oor te dra van hom, wat die Amen is. Die geloofwaardige getuie. Hy deur wie God alles geskep het. Hy wat praat, wat hierdie boodskap gee, is die Amen. In Jesaja 65 staan daar letterlik, elkeen sal dit doen in die naam van God, die Amen, en sweer by God, die Amen. En die woordjie Amen beteken, dit is waar en seker, dit is die waarheid. As Jesus dan die Amen is, beteken nie dat hy net waarheid praat nie, beteken hy is die waarheid. Hy sê self ook so in Johannes, ek is die weg, en ek is die waarheid, en ek is die lewe. Dis wie hy is die waarheid. En daarom word hy die Amen genoem. Hy is ook die getroue en die ware getuie. Omdat hy die waarheid is, praat hy altyd die waarheid, en is hy altyd getrou om net die waarheid oor te dra. En 'n ware getuie moet iemand wees wat die waarheid ten volle ken, wat iets gesien het en weet hoe dit is, en dit heeltemal korrek kan oordra. En dan word daar baie mooi gesê, dis hy is die waarheid, en hy getuig ook waar, en hy is van die begin af daar, want deur hom is alles geskep. So hy weet alles. Wat ons nou baie mooi moet raak sien, is dat sy getrouheid, dat hy wat die waarheid is, die Amen is, staan in baie skerp kontras teenoor hulle wat louwarm is, en onstandvastig in die geloof is. Die waarheid wat die waarheid getuig en wat alles weet, sê dan maar ek weet ook alles van julle. Daar's niks in julle gemeente wat vir my onbekend is nie, ek weet alles van julle. Ek het julle heeltyd in my mond, ek proe julle deurlopend, ek weet dat julle nie koud is nie, en ek weet julle is ook nie warm nie. Met ander woorde, as die waarheid 'n uitspraak maak, is nie dat hy dink dit is miskien so nie, is nie dat ook 'n persepsie is dat dit miskien so kan wees nie, maar dit is 'n absolute sekerheid, 'n absolute waarheid wat hy vir hulle oordra, wat hulle mee beoordeel. Dis 'n kennis van hoe dinge werklik waar is. Jy kan dit nie wegsteek nie, dis nie miskien so of hy dalk die kat in die stert weet nie. Hy sê vir hulle dit is so, want dit is so. En hy wat die waarheid is en die waarheid getuig, leef in hierdie intieme gemeenskap met hierdie gemeente. Hy proe elke daad, elke gedagte, elke woord, elke bediening, elke aanbiddingsgeleentheid waar die gemeente mekaar is of waar hulle nie mekaar is nie, weet hy. Die Here sê, ek weet alles wat julle doen, julle is nie warm nie, julle is ook nie koud nie. So in die laaste gemeente, waar daar uitspraak gegee word, in plaas daarvan dat die verhouding aangenaam is, sê die Here, julle is louwarm. Hulle is nie koud aan die een kant, dat daar geen aanbidding is nie, dat daar niks gebeur nie, dat daar nie 'n gemeente is nie. Daar is strukture, daar is 'n gemeente, daar is eredienste, daar is dalk Bybelstudies, daar is samekomste van die gemeente, daar is 'n kerk, daar is 'n lidmaatregister. Maar hy sê die Here, julle is ook nie warm nie. Daar is lidmaatskap vir mense wat nooit hulle gawes gebruik om mekaar te bedien nie. Daar is mense as lidmaat op die boeke wat maar net daar is om te sê hulle is deel van 'n kerk, want hulle eendag op 'n stadium geloof bely het en niks verder daarmee gedoen het nie. Daar is eredienste, maar nie bywoning, nie deelname, heelhartige deelname aan daardie eredienste nie.
Daar's bedieningsstrukture, maar geen werklike opoffering van die gemeente se kant om hulle self te gee in daardie bedieninge nie. En dan sê die Here, as jou gemeente so lyk, is nie koud nie of warm nie, dan sal ek julle uitspoeg. Dit is baie beter dat ek julle uitspoeg. Nou is die vraag, hoe kan dit gebeur? Onthou dat die hele boek Openbaring vir die gemeentes geskryf is om te sê dat ek is met julle, dat julle gaan vervolg word, verdruk word, verwerp word. En by elkeen van die gemeentes wat daar genoem word, is daar 'n bedreiging. By elkeen van die ander gemeentes is daar die troon van die sinagoge van die Satan, die vrou Isebel, hulle wat voorgedele apostels is, die verdrukking, en selfs Sardes, wat geen vervolging gehad het, net vervlou het. Maar hierdie brief van Laodicea is heeltemal anders as die vorige briewe. Ten minste by die ander briewe was daar iets positiefs by die gemeente ook te sê, maar in hierdie gemeente is die omgekeerde. Die Here het niks goeds om te sê vir hulle nie. Die hele brief is net een lang, ernstige boodskap, oproep tot die gemeente. Ons sien dan wat die gemeente se eie sin van wat vir die Here smaakvol moet wees is. Ons sien hoe hulle eie idee van wat die vir die Here goed moet proe, die wêreld afgewater is. Hoe hulle aanbidding in 'n blote verval ingegaan het, in 'n rotine ingegaan het. Ons hoor dit baie mooi in die inhoud van die brief, waar daar die rykdom, die handel dryf, die mode en die mediese sorg. So as die Here praat met hierdie voorspoedige gemeente in 'n wêreldse terme, sê hy, sien julle nie hoe julle presies die wêreld geword het nie? Dat elke kerk moet in die wêreld wees, en elke gemeente het verskillende vorme en identiteite aan, maar die gemeente mag nie soos die wêreld begin lyk nie. Mag nie al hoe meer begin word soos die wêreld nie. Mag nie dat die wêreld, as die wêreld vir jou sê, dinge moet so wees, dat jy maar al hoe meer maak soos die wêreld sê nie. En hierdie gemeente het al hoe meer begin lyk soos die stadse mense om hulle. Dat hierdie wêreldse denke wat goed is en reg is, het in hulle gemeente afgegee. Hulle praat die mense, die stadse mense na en sê, ons is ryk, ons is skatryk. Ons het niks meer nodig nie. Hulle meet hulle hele lewe net aan sigbare materiële dinge. Hulle meet niks aan die waarheid, waaraan dit moet wees, aan die geloof en die geestelike dinge nie. Maar die Here sê vir hulle met hierdie visitasie, met hierdie besoek, presies hoe hulle lyk. Hulle sê ons is ryk, ons het alles wat ons nodig het, ons het geen gebrek nie. En hierdie woorde, ons het ryk geword, eintlik op hierdie selfverheffing, dat ons het self reg gekry, ons het onsself tot hier opgebou. En die Here sê my eintlik geestelik meet. Jy kan nie sê ek is self genoegsaam, ek het niks meer nodig nie. Want dit is net wêreldse welvaart. Daar's niks armoede van gees en nederigheid voor die Here nie. Hulle het trots geword en geestelik blind geword. En hoor dan hoe die Here hulle sien, of eintlik meer korrek, hoe die Here hulle proe. Onthou, dat die Here hulle nog nie uitgespoeg het nie. Hulle is nog in hom, hulle is nog deel van hom. Hy praat met die gemeente wat nog in sy mond is. Hy leef nog in gemeenskap met hierdie gemeente. Dan sê die Here vir die gemeente in vers 17, julle weet nie dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie. Julle is eintlik arm. Julle is eintlik blind. Julle is eintlik kaal. Want dis hoe hulle vir die Here lyk. Hierdie Christene in hulle geestelike trots was eintlik ellendig. Hulle was eintlik bejammerenswaardig. Hulle is arm in hulle geloof. Hulle is arm in hulle diens vir die Here. Hulle is blind met betrekking tot hulle werklike toestand van hoe ellendig hulle eintlik is, hoe geestelik dood hulle eintlik voor die Here is. Hulle is eintlik naak, hulle skaamte is oop voor die Here oor al die sonde wat hulle het in hulle lewe. Maar hulle besef dit nie. Hulle is eintlik een wat bejammer moet word. Dit wys dus hoe geweldig groot hierdie skeiding is van hoe die mens homself sien en hoe die mens voor die Here lyk. Terwyl hulle self voldaan sê, ek het niks nodig nie. Kyk Christen, en sê vir hulle, maar kan jy nie sien hoe behoeftig en ellendig jy werklik waar is nie? Mense wat my genade dringend nodig het. Hulle kan nie daar sonder lewe nie.
En daarom sê die Here met hierdie geweldige, ernstige waarskuwing, nes lou water, is julle optrede eintlik vir my walglik, en ek staan op die punt om julle uit te spoeg. Dis eintlik 'n sagte vertaling. Letterlik staan op die punt om julle op te bring. Dis is 'n waarskuwing wat die Here in hulle rig. Hulle wat in hom is, waarsku die Here, moenie lou wees in jou aanbidding nie. En jy is op hierdie punt ons onsself ook afvra, broers en susters, hoe lyk ons aanbidding voor die Here? Is dit moontlik dat ons al hoe meer begin lyk soos die wêreld, as daar nie noodwendige bedreiging vir ons gemeente is nie? Is daar 'n moontlikheid dat ons aanbidding 'n vorm godsdiens geword het? Dat my aanbidding eintlik gaan oor my. Dat ek sal oorweeg of aanbiddingsgeleenthede daar is om die Here te aanbid, en of ek eerder iets anders wil gaan doen op daardie tyd. Dat aanbidding van die Here is nie meer vir my 'n prioriteit nie. Wat my lidmaatskap van die gemeente beteken, dat ek ten minste moet weet wie ek is. Ek hoef nooit nêrens iemand te bedien nie. Dat Christelike ontmoetingsdae, dat daar iets soos 'n Paasfees is eintlik maar my ideale geleentheid vir vakansie. Dis my moeite om te sê, maar ek sal eerder Christus se dood herdenk, ek wil eerder op vakansie gaan. Want alles gaan oor my. Kan 'n mens so geestelik blind wees, dat jy al hoe meer soos die wêreld begin lyk, en doen wat die wêreld doen? Want waaroor gaan jou lewe ten diepste? Waarvoor leef jy ten diepste? Maar ons hoor die genade van die Here hier. Hy het die volste reg eintlik op hierdie punt die gemeente uit te spoeg. As daar geen ywer is nie, as daar geen ywer vir die Here sê, maar jy is nie meer deel van my nie. Maar ons sien die lankmoedigheid van die Here, en hoe hy met genade met die gemeente werk, en hy roep hulle tot bekering. Hy sê, kom, koop by my goud, sodat julle ryk kan word, koop by my klere, sodat julle naaktheid nie gesien kan word, nie koop by my oogsalf, sodat julle kan sien. En hierdie koop beteken nie dat ek my genade moet koop by die Here, dat ek iets kan verdien by die Here nie. Maar hierdie koop beteken dat ek Christus en sy weldaad ten volle moet omhels, dat ek my eie waan moet prysgee, dat ek hierdie selfgenoegsaamheid en hierdie wêreldse begeertes prysgee en my bekeer tot Christus, dat ek hom heel hartiglik in die geloof omhels. Soos Jesaja 55 ook sê, kom koop, sonder geld en sonder om te betaal. Christus se geregtigheid waarmee jy beklee. Goud wat gelouter is deur vuur, getoetste geloof. 'n Wit kleed waarmee hy jou naaktheid toemaak, waar sy geregtigheid vir jou toegereken word. Koop oogsalf vir jou oë. Besef opnuut dat die Gees jou verlig, dat jy kyk hoe jou eie lewe lyk. En wat die Gees doen is, hy bring jou tot die oortuiging van jou sonde. En nou as mens praat van sonde, dink mens 'n gruwelike ding, waar hiervan gepraat word van jou louheid. Die Gees bring jou om te sien, maar is ek regtig ywerig vir die Here? Of is ek net lou en dat ek maar net dinge doen soos ek wil doen? En die Gees jy oortuig van jou sonde, en dit is pynlik. Dit is nooit 'n lekker ervaring om my eie sonde te besef en wie ek is voor die Here nie. Maar hy laat ons altyd eers ons ellende sien. En jy is daar om die groot waarde en die groot genade van die verlossing in Christus. Hierdie selfde mond wat sê ek sal julle uitspoeg, kom en hy sê vir hulle, gee vir hulle wat hulle moet doen, kom koop van my, bekeer. As hulle van Christus kry, ontvang hulle wat hy voor betaal het. Besef dat hy vir hulle gesterf het. En dit vra opoffering. Dit vra dat ek myself sal prysgee, dit vra dat ek my kruis sal opneem en Christus sal volg. Dit vra dat ek nie meer my eie koninkryk bou nie, maar in Christus se koninkryk werk. Dit vra dat ek sal besef dat dit hom alles gekos het, sy lewe vir my gegee het, sodat ek niks hoef te gee nie, want ek kan nie. En vra die Here, gee jou lewe. Gee al jou ywer vir die Here. En dan sê die Here, ek doen dit, ek sê hierdie vir julle, want ek is lief vir julle.
So hierdie lou gemeente wat 'n afgewaterde smaak los, skryf die Here 'n brief voor want hy's lief vir hulle. So as hy hierdie brief vir hulle skryf, is nie iets vir die gemeente moet doen op die sosiale media gaan plaas vir almal te gaan kyk en sê ja, wel goed, kyk wat skryf die Here nou vir my wat hy nou vir my vra nie. Maar die Here doen dit in liefde om hulle terug te roep. Om hy ware bekering wat jy moet hê. En hoor mooi wat sê die Here, elkeen wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. En hierdie ek staan beklemtoon in die Grieks, ek doen dit. Ek tug my kinders, want ek is lief vir hulle. So die Here sê, ek sal nie ophou met hulle nie. Ek sal nie net hulle self oorgee, dat hulle maar net afdwaal en net wegraak, of hulle net in die Satan oorgee, op die eerste kans te kan nie. Maar ek doen moeite met hulle, en ek volg hulle, en ek bly na hulle toe uitreik, en ek bly hulle terugroep na my toe. En wat ek doen is in die eerste plek om hulle te oortuig van hulle sonde. Ek tug hulle eers. Ek laat hulle eers besef van hulle louheid waarmee hulle my aanbid, eerder om net direk uit te spoeg. En hoe wonderlik is die genade van die Here nie hierin nie. En hierdie vers is 'n troos en 'n bemoediging vir die gemeente. Dat hierdie teregwysing van die Here snoei. Dis 'n liefdevolle sorg ook vir die Here vir hulle gee. Vir die opdrag wat die Here gee van as hierdie oogsalf aangesmeer word, as die Gees jou oortuig, die ou Afrikaanse vertaling sê, wees dan ywerig en bekeer jou. So hierdie ywerigheid gaan oor deurlopende gewoonte, 'n lewenslange verloop van ywer in my diens vir die Here. Die teenoorgestelde van die lou wees. In die Grieks die baie mooi woorde, die zestos, daar moet 'n warmte wees. En die woord wat afgelei is, beteken om te kook. Om so warm vir die Here te wees, dat ek kook, dit is so sigbaar voor die Here. So waartoe die Here sy kinders hierdie gemeente tug, is om ywerig te wees, om hom met ywer te dien. So die gepaste reaksie as jy so 'n brief ontvang, is om te bekeer. Is om te besef dat die Here sien my louheid raak. En deur die werk van die Gees vra hy dat ek bekeer, dat ek moet terugdraai na die Here toe. Dat ek met nuwe ywer die Here moet dien. Want dis bekering. Erkenning van daai louheid. Erkenning van wie ek eintlik maar was, en hoe ek nie eintlik met volle en met alles die Here aanbid het nie. Dis 'n terugdraai na die Here toe om jou begeerte in hom te hê. En nou is dit so, broers en susters, as die Here hierdie dinge vir my sê, en ek besef, maar die Here sien in my hart in. Ek besef, maar die Here sien, maar ek is nie altyd ywerig nie, dan maak dit seer. Dis iets wat mens eintlik wil toemaak en sê, maar ek wil eintlik nie dit voor die Here oop en bloot hê nie, want dit maak dit seer. Maar die teken van die grootste geestelike gehoorsaamheid, as die Here vir my sê hoe arm ek is en hoe kaal ek is, en hoe sleg ek sien, dat so iemand, dat ek self moet verstaan wat die Here sê, dat ek sal verstaan dat die Here sê, hy doen dit, want hy tug my, want hy het my lief, om dan sy straf te aanvaar, om te sê, Here, ek bekeer, ek is jammer, en hier is ek met my volle ywer om U te aanbid, vergewe my, herstel my, maak lewend, wat ek opnuut vir U genade in my lewe besef. En diegene wat die boodskap van Laodicea, wat hierdie boodskap ter harte geneem het, moet dink aan hulle onbekeerde lewe. 'n Lewe vol voorspoed, selfvoldane sekuriteit, met min ywer vir die Here. Maar dan herhaal die Here hierdie gedagte vir die gemeente. Dit maak seer. Maar die Here sê, kyk, ek het julle nog nie verlaat nie. Hy sê, kyk, gemeente, ek staan by julle deur, en ek klop. Die Here sê hierdie woorde vir 'n gemeente om te hoor, vir gelowiges wat reeds bekeer was op 'n stadium in hulle lewe, wat op 'n stadium ywer vir die Here gehaat het. Hy sê, ek klop aan hierdie gelowiges se deur. En as jy vra, hoe gaan die gelowige reageer op hierdie klop van die Here? Deur ywerig te wees en te bekeer. En dan kom hierdie geweldige troos
En dit is dat die Here getrou bly. Wanneer daardie seermaak in jou hart is, van wat dit is om my min ywer wat vir die Here gehad het, bloot te lê, dat ek besef, maar die Here weet dit. As ek hierdie besef in my het, dat die Here weet, ek gee nie my beste vir hom nie. Dan verwag mens dat wanneer jy bekeer op hierdie tugtiging van die Here, daar eintlik half hierdie moeilike, stywe omstandighede gaan wees, hierdie moeilike atmosfeer van hoe gaan dit lyk as ek met ywer tot die Here draai? Hoe gaan dit wees as ek met ywer weer die Here dien? Maar niks kan verder van die waarheid wees nie. Wanneer daar 'n grondige bekering is, staan dat die Here kom en hy kom 'n feesmaal saam met daardie bekeerling. En let op hierdie wederwysige vreugde in hierdie verhouding. Dit is normaal dat iemand by jou deur inkom, waar hy geklop het, dat die deur oopgemaak word om wat te doen, nie verder op mekaar te skree nie, maar om fees te vier. Dit is normaal dat iemand sal inkom en saam met die gasheer sal fees vier, maar ook andersom, hierdie vreugde wat beleef word, staan daar is wederkerig. En hierdie liefde van die Here is baie duidelik te sien. Hy het vreugde in sy kinders, hy wil inkom, want hy wil daardie vreugde met hulle saam hierdie gemeenskap beleef. Maar ook die teenoorgestelde vir die persoon wat nie ywer gehad nie, die persoon wat bekeer tot die Here. Hulle wat hierdie aardse skatte bymekaar gemaak het, hulle wat blind geleef het in die lewe, hulle wat eintlik kaal deur die lewe gegaan het. Wanneer daar bekering is daar ook vir hulle 'n vreugde. En let baie mooi op, hulle het gedink hulle het alles. Hulle het gedink hulle het rykdom en hulle het niks meer nodig nie. Maar hulle het vergeet van hierdie vreugde wat mens het in die Here. Hierdie vreugde wat mens in die gemeenskap met die Here het, hierdie saamwees met die Here. Daar's 'n vreugde wat alle aardse dinge oortref. En dit is daardie gemeenskap met die Here. En nou is die vraag, het ek al ooit beleef dat die Here my tug? En hoe reageer ek daarop? Vra ek dat die Here my genadig moet wees? Vra ek dat die Here my moet laat opnuut weer met ywer laat soek na geleenthede om te dien en te bedien? Ons leer baie van hoe die Here ons liefhet. Nie net deur die evangelie dat die Here sy lewe gegee het nie, en hoe geweldig groot dit is nie. Maar ons leer ook van die liefde van die Here en hoe hy ons tug. Hy sê die Here, aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my op my troon te sit, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. En hierdie is 'n wonderlike klimaks van hierdie gedeelte ook, en van wat die Here sê, hierdie belofte aan die gemeentes. Daar's nou 'n vreugde, daar's nou 'n feesmaal saam met die Here as daar 'n bekering en 'n ywer by mense is. Maar daar's ook 'n vreugde in hiernamaals. As jy daai verheerliking gaan ontvang wat die Here vir jou gee, daardie heerlikmaking wat die Here vir jou beloof. Vreugde van bekering in hierdie lewe, maar wat ewige waarde het wanneer mens bekeer. So broers en susters, die Here praat met gemeentes, hy is in die midde van gemeentes. Hy sê, David kan hoor, moet luister. En die Here tug op verskeie maniere, ons bely ook in die NGB artikel 30, dat die ware kerk van die Here moet bestuur word op 'n geestelike wyse, soos die Here in sy woord geleer het. Daar moet dienaars en herders wees, en daar moet ouderlinge wees, en hulle moet sorg dra vir die ware godsdienst, dat onderhou word, en hulle moet oortreders op 'n geestelike wyse vermaan. Dat die Here gebruik nog steeds sy kerk. Hy regeer deur sy kerk, om nog steeds mekaar te vermaan. Om nog steeds na mekaar te kyk, of ons regtig waar met ywer die Here dien. Maar die eerste verantwoordelikheid is daar waar jy die Heilige Gees hoor praat, om in jou eie lewe te gaan kyk hoe jy vir die Here proe. Besef dat die Here jou lief het, wat hy ook roep. Hy staan by die deur en hy klop. Dis die Heilige Gees wat praat. Wat gaan jy doen?
Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, as ons opreg en eerlik in ons eie lewe kyk, dan besef ons daar is soveel tekortkominge. So maklik om af te dwaal, om te dink soos die wêreld dink. Ons denke gevorm word deur hoe die wêreld dit wil vorm. Maar ons bede is dat ons self altyd sal meet aan ons absolute ywer aan U, of ons U liefhet met ons alles. Ons hele hart, ons hele siel, al ons krag en ons verstand. En dit sal wys in ons lewe. Gee ons tog 'n ywer. Gee ons tog daardie ywer om die koninkryk te werk. En bring bekering en laat ons daardie vreugde opnuut weer beleef. Om daardie gemeenskap met U saam te leef. Wek ook by ons daardie hoop wat U vir ons gee ook vir die lewe hierna. Daardie heerlikmaking wat op ons wag. Ons al ons kragte nou sal inspann om deur die geloof U in hierdie lewe te verheerlik. Lei ons gemeente tot daarin, tot die eer van U naam alleen. Amen. Geliefdes, ons liefdegawe gaan vandag vir die diakonale kas, sowel as ook vir die sustentasiefonds. Die sustentasiefonds is 'n fonds waarmee gemeentes, ook ander gemeentes help wat nie genoegsame fondse het vir hulle woordbediening nie. So dink ook daaraan wanneer jy vandag U liefdegawe gee. Kom ons sing nou ten slotte saam 'n beruiming van hierdie skrifgedeelte. Dis skrifberuiming 15:8. Ons gaan daarvan saam sing, vers 1, vers 2, vers 4 en vers 5.
ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by elkeen van u. Amen.